In Markus 8 vers 34 tot 35 sê die Here Jesus vir die mense dat as iemand agter hom aan wil kom, hy homself moet verloon, sy kruis opneem en hom volg. Want as jy vir jouself bly leef, sal jy jou lewe verloor. Maar as jy jou lewe vir Christus en die evangelie verloor, sal jy jou lewe behou. Of ek nou onlangs tot bekering gekom het en of ek al jare 'n gelowige is, vir ons almal is dit 'n baie belangrike vraag. Hoe volg ek vandag Jesus? Jesus is tog nie 'n mens dat ek agter hom aan kan loop nie. Hoe moet ek dit nou doen? Ek lees in die Bybel hoe Jesus tussen mense gemaak het, hoe hy dinge gedoen het, en dit is vir my 'n voorbeeld van hoe ek hom vandag moet volg. Soos Filippense 2 vers 5 sê, ek moet leer om soos Jesus oor die lewe te dink. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê selfs dat dit 'n sterk wapen teen die duiwel is as ek soos Jesus oor die lewe dink. As Romeine 8 vers 9 tot 11 oor die Heilige Gees, as die Gees van Christus praat, dan beteken dit dat as ek Jesus wil volg, ek moet toelaat dat die Heilige Gees my lei en leer. Die Heilige Gees wil my help om Jesus Christus met my hele lewe te volg. Ek volg Jesus dus al meer as ek die Heilige Gees beheer van my lewe gee. As Galasiërs 5 vers 22 tot 25 praat oor die vrug van die Heilige Gees, dan sê dit hoe Jesus is. In Jesus sien ons liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En dis wat die Heilige Gees in ons lewe wil doen as ons kies om Jesus te volg. Het jy al gekies om die Here Jesus met jou hele lewe te volg? En hoe kan dit in jou daaglikse lewe gesien word?